Geliefdes, ons staan einde se kant toe met ons reeks preke uit die tweede brief aan die Tessalonisense. En ons lees vanoggend weer 2 Tessalonisense hoofstuk 3. Tweede brief aan die Tessalonisense hoofstuk 3. Verder broers, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral in ere gehou mag word soos by julle. Bid ook dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word, want nie almal is gelowiges nie. Die Here is getrou. Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. Deur die Here het ons vertroue in julle dat julle doen en sal doen wat ons julle voorhou. Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Ons beveel julle broers, in die naam van ons Here Jesus Christus, onttrek julle aan elke broer wat leeg lê, wat hom nie hou aan die opdragte wat julle van ons ontvang het nie. Julle weet self watter voorbeeld ons vir julle gestel het om te volg. Ons het nie daar by julle leeg gelê of op ander geteer nie. Inteendeel, ons het dag en nag geswoeg en gesweet om nie vir een van julle 'n las te wees nie. Nie dat ons nie die reg het op onderhoud van julle nie, maar ons wou vir julle 'n voorbeeld wees wat julle moet volg. Toe ons nog by julle was, het ons vir julle uitdruklik gesê, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Ons sê dit omdat ons verneem dat daar mense by julle is wat leeg lê, wat self nie werk nie, en hulle met ander se sake bemoei. Sulke mense beveel en gebied ons op gesag van die Here Jesus Christus, dat hulle aandag by hulle werk moet bepaal, en hulle eie brood verdien. Wat julle betref, broers, moenie moeg word om goed te doen nie. En as iemand nie ons bevele soos ons dit in hierdie brief vir julle gee, gehoorsaam nie, sonder dan daardie man af en vermy hom dat hy kan skaam kry. Moet hom egter nie soos 'n vyand behandel nie, maar wys hom tereg soos 'n broer. Mag die Here wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee. Die Here sal by julle almal wees. Nou skryf ek met my eie hand, groete Paulus. So teken ek elke brief. Dit is my handskrif. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle almal wees. Geliefdes, ons teks is vers 5. Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Geliefdes in die Here, ons weet die jong gemeente in Tessalonika is vervolg ter wille van hulle geloof. Nou aan die einde van sy tweede brief skryf Paulus dat dit hulle nie moet ontmoedig om die woord met ywer uit te dra nie. Ja, ons is soms mos geneig
om ons roeping een kant toe te skuif sodra ons teenstand kry. Hoekom moes die gelowiges in Thessalonika nie dit doen nie? Nie hulle roeping een kant toe skuif omdat daar teenstand en vervolging was nie. Wel, Paulus skryf in vers 3, die Here is getrou. Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. Boonop vertrou Paulus dat God sal sorg dat hulle steeds gehoorsaam sal wees aan die woord, ten spyte van vervolging. Daarom skryf Paulus in vers 4, deur die Here het ons vertroue in julle, dat julle doen en sal doen wat ons julle voorhou. En dan kom ons by ons teks, wat eintlik 'n gebed is. Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Letterlik staan daar, mag die Here julle harte rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Soos wat die 2020 vertaling dit ook vertaal. Jou hart is destyds gesien as die setel van jou wese. Jou gedagtes, jou emosies, jou kennis van goed en kwaad, jou motivering. Alles het in jou hart gesetel, het hulle geglo. En daarom skryf Paulus aan hulle, mag die Here julle harte rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Dit is waarop ons lewens gefokus moet wees, op die liefde van God en die volharding van Christus. Deesdae is dit nogal mode, veral op sosiale media, om vir mense te sê, volg net jou hart. Geliefdes, dit is natuurlik net mooi die verkeerdste advies wat jy vir enige iemand kan gee. Volg jou hart. Onthou wat sê God se woord van die hart van die natuurlike mens. Die hart is bedriegliker as enigiets anders. Hy is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? Jeremia 17 vers 9. En daarom sê ons teks dan ook, mag die Here julle harte rig. Dis nodig dat ons harte gerig word deur God. Waarop? Op die liefde van God en die volharding van Christus. Daarom kan ek maar vanoggend vir u vra, waarop is u hart gerig? Wat vul jou gedagtes? Jou bankrekening, jou volgende vakansie, jou beroep, jou aftrede, om net gemaklik te wees en 'n lekker tyd te hê? Wat is die hoofsaak wat jy elke dag bedink en wat jou lewe bepaal? Ja, ongelukkig word die meeste mense se harte, hulle gedagtes, gevul met aardse dinge. En daarom behoort ons saam met Paulus te bid dat God ons harte sal wegdraai van die wêreldse dinge en sal rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Dit is wat ons gedagtes moet vul en wat ons lewens moet bepaal. Maar geliefdes, hierdie sinnetjie in ons teks is nie so maklik om te verstaan as wat dit klink nie. Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Die rede is omdat dit oorspronklik in Grieks geskryf is, soos die hele Nuwe Testament. En omdat Grieks 'n baie interessante taal is en ander reëls vir die verstaan daarvan het as Afrikaans. In die Grieks kan die liefde van God twee dinge beteken. En die volharding van Christus kan ook twee dinge beteken. Die liefde van God kan beteken God se liefde vir ons, maar ook ons liefde vir hom. Natuurlik kan dit ook albei gelyk beteken.
Dwarsdeur die 2 briewe het Paulus God se liefde vir die Tessalonisense beklemtoon. Maar hy het ook die liefde wat die Tessalonisense vir God gehad het, beklemtoon. Daarom is 'n goeie vertaling, mag God julle harte rig daarop om God lief te hê, soos en omdat hy julle liefhet. Dieselfde met die volharding in Christus. Dit kan beteken dat ons moet fokus op die manier waarop Christus volhard het om ons te verlos. Maar dit kan ook beteken dat ons moet volhard soos hy. Hy wat terwille van ons volhard het. Dit kan ook natuurlik albei gelyk beteken. Daarom is 'n goeie vertaling volhard soos Christus volhard het. Dit doen ons natuurlik uit dankbaarheid vir sy genade. Daarom kan ons teks vertaal met, mag God julle harte daarop rig, om God lief te hê soos hy julle liefhet, en om te volhard soos wat Christus volhard het. Geliefdes, dit is belangrik dat ons sal insien dat hierdie 'n gebed tot God is. Dat hy ons harte, ons gedagtes sal rig. Dit sê dus eintlik dat ons self nie in staat is om dit te doen nie. Ons is immers dood in ons sonde, behalwe as hy in ons begin werk. God alleen kan ons harte rig, en daarom moet ons bid dat God dit sal doen. O Vader, rig U asseblief deur die Gees ons harte op U liefde, sodat ons kan lief hê soos U. En op die volharding in Christus, van Christus, sodat ons uit dankbaarheid kan volhard soos hy. Maar hoe doen God dit? Geliefdes, God rig gewoonlik ons harte deur sy woord wat aan ons verkondig word en deur sy Gees wat in ons werk. Soms gebruik hy ook die sakramente om ons harte te rig. Ja, ons harte word gerig deur eredienste by te woon, deur Bybel te lees, deur te bid. Soms ook deur nagmaal te gebruik, of om te sien hoe dat iemand gedoop word. Die sakramente, die doop en die nagmaal, is mos sigbare woordverkondiging, sigbare verkondiging van Christus. Die nagmaal rig immers ons gedagtes op die liefde van en vir God, en op die volharding van en vir of in Christus. As jy nagmaal gebruik het, en jy het nie God se liefde vir jou, en Christus se volharding ter wille van jou raak gesien nie, dan het jy te vergeefs nagmaal gebruik. As jy nie van die tafel af opstaan met die vaste voorneme om God nog meer lief te hê, omdat hy ons eerste lief gehad het nie. As jy nie daar gaan opstaan met die voorneme om in jou geloof en jou dienswerk te volhard nie, omdat Christus tot die dood toe vir jou volhard het en in sy dienswerk volhard het nie, dan het jy te vergeefs nagmaal gevier. Geliefdes, om te kan lief hê soos God lief het, moet ons eers weer nadink oor God se liefde. Moet ons eers weer ons gedagtes rig op God se liefde. Die liefde van God. Die enigste ware God, wat ontsaglik heilig en hoog verhewe is lief vir my, wat 'n niks werd, vuil sondaar is. Onverklaarbaar, maar dis waar. Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.
Dis waar ons verlossing begin het. God se liefde vir my. Voordat hy die wêreld geskaap het, was hy al lief vir my en het hy my uitgekies om sy kind te wees. Deur sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Efesiërs 1 vers 5. Hierdie liefde van God vir ons het hom die lewe van sy seun gekos. Weet jy hoe sterk so liefde moet wees? Watter aardse ouer sal bereid wees om sy kind te laat sterf in die plek van 'n kwaaddoener? Seker nie een nie. Wel, God die Vader het besluit om sy seun te laat sterf, om verbrysel te word onder ons wat sondaars is, se sonde, sodat ons kan lewe. Dit is liefde. Onbaatsugtige, selfopofferende liefde. Dis hoe lief God ons het. Dit is hierdie selfde liefde wat tot in ewigheid by my is. Dit laat Paulus uitroep in Romeine 8. Hiervan is ek oortuig dat geen dood of lewe of engele of bose magte of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping ons van die liefde van God kan skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Ja, God is so lief vir my dat hy nooit sal toelaat dat enigiets of iemand my uit sy hand ruk nie. Sy liefde vir my dra my deur die lewe. Sy liefde bewaar my vir die ewige lewe. Sy liefde is met my nou en tot in ewigheid. Deur sy woord en sy sakramente sê die Here vir ons: kyk hoe lief het ek julle. Ek gee my seun oor aan die dood in julle plek, sodat julle kan lewe. Gaan julle nou en doen dieselfde. Ja, God se liefde vir ons spoor ons aan om God bo alles lief te hê en ons naaste soos onsself. Om lief te hê soos God lief het. Maar die woord van God en die nagmaal vestig ook ons oë op die volharding van Christus. In Hebreërs 12 lees ons: laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Hoe? Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Ja, ons Here Jesus het nie van sy roeping afgesien, bloot omdat hy teenstand gekry het. Allermins, Hebreërs 12 sê, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word of uitsak nie. Laat God jou gedagtes rig op die volharding van Christus. Dan sal jy nie geestelik moeg word of uitsak nie. Hy het die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Hy het helse pyn en God verlatenheid aan die kruis gelei en verduur. Hy het nie teruggedeins van die skande van die kruis nie, maar die pad end uitgeloop. Hy het volhard in sy roeping as middelaar en verlosser. Sy motivering
sê Hebreërs 12 vers 2, was die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was. Die vreugde om sy volgelinge te kon verlos en vir hulle die ewige lewe te bekom. Dit het hom gemotiveer. Die vreugde om na die voltooiing van sy dienswerk saam met sy Vader op die troon in die heelal te sit. Die vreugde om eendag saam met sy diensknegte op die nuwe aarde te kan woon. Dit het hom sy lyding met volharding laat deurmaak. Geliefdes, die Here Jesus weet dat sy ware diensknegte ook sal ly en swaar kry in die wêreld. Hy het ons immer self daarteen gewaarsku. En daarom bemoedig hy ons vanoggend opnuut met volhard in jou geloof en dienswerk soos wat ek volhard het. Moenie tou opgooi of moed opgee wanneer dinge begin swaar gaan, juis omdat jy God se diensknegt in die wêreld is nie. Volhard, byt vas, hou aan, druk deur. Die heerlike genadeloon van die ewige heerlikheid by God self wag vir jou. Om te kan volhard, moet jy na Jesus kyk en hom volg. Jou hart moet op hom gerig wees. Jesus self het gesê dat die leerling nie belangriker is as die leermeester nie. As hy gelei het vir sy dienswerk, sal ons ook lei as ons dienswerk doen. As hy vyandige optrede van sondaars teen hom moes verdra, dan sal ons dit ook moet doen. As hy moes volhard, moet ons ook volhard. En die Tessalonisense het dit elke dag beleef. En daarom bid Paulus dat God hulle sal laat volhard, soos Jesus Christus volhard het. En daarom moet ons nooit so teen ons omstandighede vaskyk, as ons ly omdat ons glo en dien nie, maar moet ons opkyk na ons Here Jesus. Hou hom voor oë wat so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal jy nie geestelik moeg word en uitsak nie. Natuurlik sal dit jou moeg maak om in jou geloof en in jou dienswerk te volhard. En daarom skryf Paulus ook aan die Tessalonisense in vers 13. Moenie moeg word om goed te doen nie. Met ander woorde, volhard in goed doen, soos die Here Jesus daarin volhard het. Geliefdes, as ons na ons Here Jesus en sy volharding kyk, as ons na die vreugde van die ewige lewe in gedagte hou, dan sal ons nie terugdeins nie, maar aanhou om God met oorgawe te dien en uit dankbaarheid dienswerk te doen. Selfs al gaan ons daardeur lyding oor onsself bring. In Hebreërs 6 vers 10 kry ons hierdie pragtige belofte. God is nie onregverdig nie. Hy sal julle werk nie vergeet nie. Ook nie die liefde wat julle vir sy naam betoon het, deurdat julle julle medegelowiges gedien het en nog dien nie. 'n Goeie boom dra goeie vrugte. Ten spyte van teenstand moet ons aanhou om vir die Here te werk, aanhou om lief te wees vir hom, en daarom ook aanhou om ons medegelowiges te dien met ons gawes. Om iemand te dien beteken tog om iets vir daai persoon te doen. Om byvoorbeeld, soos ons Here Jesus, 'n voorskoot om te bind en mense se voete te was. Daarom sê Galasiërs 6 vers 9 en 10 ook, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges staan daar. Geliefdes, ons sal dit alleen reg kry as God ons harte rig
op sy liefde en op die volharding van Christus in ons plek. Elke keer as ons die woord van God oopmaak, ook in elke erediens, ook met nagmaal, rig God ons harte op sy liefde en op die volharding van sy seun. Hy doen dit deur sy Gees wat in ons werk. Hy doen dit deur die woord en die sakramente. Daarom kan u ook vanoggend hier uitstap met die gebed in u hart. Mag God my en ons almal se harte rig op sy liefde vir ons en op Christus se volharding, sodat ons kan lief hê soos hy liefhet en sodat ons kan volhard soos Christus volhard het. Mag God ons elkeen ook lei in hierdie week om daarvoor te bid en om dit bidend te oordink as ons voorberei om aan die tafel van die Here aan te sit. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons moet bely dat ons harte, ons gedagtes, ons lewens baie keer maar op aardse dinge gerig is. En daarom bid ons dat u ons deur die woord en deur u Gees sal lei om ons harte te rig, om ons harte te fokus op u liefde vir ons en op die volharding wat Christus toegepas het om vir ons te verlos, sodat ons kan lief hê soos u liefhet en sodat ons kan volhard in ons geloof en in ons dienswerk soos ons Here Jesus Christus volhard het. Dankie dat ons kan uitsien daarna om aan die heilige nagmaalstafel aan te sit, sodat ons ook juis hieraan herinner kan word, u liefde en die volharding van u seun, en sodat ons in die geloof opgebou en versterk kan word. En daarom bid ons dat u ons ook sal lei in hierdie tyd van voorbereiding, dat u juis ook ons harte daarop sal rig. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die diakens om die liefdesgawes in te samel. Daarna sal ek die slotsang aankondig. Geliefdes, ons slotsang is Skrifbereiding 60, al 3 die verse. Ek lees vers 2, loof hom, die Lam van God, want hy is vir ons geslag.
Hy het ons met sy bloed gekoop, besing sy reddingsmag. Uit elke stam en taal het hy ons vrygemaak. Sy koninkryk, sy priesterdom, dit het hy ons gemaak. Skrifbremming 60, al 3 die verse. Die genade van Jesus Christus, ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.